En ek dink, ons moet nie die woestyntyd onderskat in ons lewe nie. Dis 'n tyd van ongelooflike belegging. Dis 'n tyd van, hulle praat van a time of clarity. Dis asof die woestyn jou filter skoon maak om goed in jouself raak te sien wat jy nooit sou sien nie. Dis asof dit jou die waarde van die lewe wys soos wat jy dit nog nooit gesien het nie. Is dit nie so nie, as iemand naby jou doodgaan, dan skielik dan skrik jy vir hoe kosbaar die lewe is en hoe kort dit eintlik is. Dat jy eintlik skrik vir die verskriklike en die wonderlike van die lewe. En ons moet, ek dink is dom om die kans om met jou lewe te belê in die woestyntyd te laat verbygaan. En miskien is dit nodig, as dit te goed gaan met jou, om bietjie die woestyntyd op te soek. Die mooi ding van hierdie teks is, dat Jesus se bediening kort daarna begin. Die res van Lukas vertel, kort dan gaan hy, dan dryf hy die bose uit, en dan begin hy wonderlik werke doen, en dan sit al die, Lukas vertel verskriklik baie, meer aan die evangelies van Jesus se genesingswonders, maar dis deur die woestyn. Dis amper daai archetype van die rabbit hole, nee, wat ons in Alice of Wonderland lees. Voor jy by die Wonderland kom, moet jy altyd eers deur 'n rabbit hole gaan. Voor jy by die Vader Maximus van wie ek julle vertel het, voor jy by die klooster kom, moet jy eers deur die woestyn gaan. En ek dink ten minste moet ons nie verbaas wees as daar partykeer 'n woestyn is waardeur ons moet gaan nie.